Soos dit maar gaan aan die einde van die jaar, in die begin van die nuwe jaar, ou stel 'n paar nuwe doelwitte en oorweeg ander dinge en ek het net besluit ek wil graag die in Christus beweging weer, kan ek maar sê, sterker maak en meer bou rondom dit. En ek gaan poog om dan elke week 'n gesprek te voer rondom wat dit beteken om in Christus te wees. Die stimulering kom maar uit die boek uit in Christus ook, van navolger tot spoortrapper, wat sou dit kom beteken? En ek dink wat die gesprekreeks rondom in Christus besonder goed kan maak, is dat baie mense is ergens verward, net vasgevang tussen moontlikhede rondom kerk en erediens en die plek van godsdienst in my lewe. En ek onthou toe ek die boek ook geskryf het, waar is die eenvoud? Ek mis die eenvoud baie keer. Ons maak goed geweldig gekompliseerd. Ons is baie keer besig met die verkeerde geveg. En baie van daai gevegte is in ons kop, is nie in ons hande nie. As dit maar in ons hande was, as ons net iets gedoen het. So ons beklei eintlik met mekaar en onder mekaar. 'n gedeelte wat na my toe gekom het, was so half gestimuleer, ergens dink ek in 'n opmerking wat Stefan Jeberg gemaak het, en hy het verwys na Lukas 9, vanaf vers 51, en ek lees dit sommer die boodskap uit. Jesus se taak om God se nuwe wêreld bekend te maak, het nou stadig, maar seker einde se kant toe gestaan. Hy moes binnekort na sy hemelse woonplek toe terugkeer, maar eers moes hy na Jerusalem toe gaan. En Jesus het toe 'n paar van sy volgelinge vooruitgestuur om te sorg dat hy oral langs die pad 'n plek het om oor te bly. Jesus se volgelinge het in die dorp in die gebied van die Samaritane aangekom om vir Jesus kos en slaapplek te reël. Maar toe die inwoners hoor dat hy op pad was, Jerusalem toe, wil hulle niks met hom te doen hê nie. Die Samaritane en die Israeliete het immers glad nie met mekaar oor die weg gekom nie. Toe Jesus in die Samaritaanse dorp aankom, het sy volgelinge vir hom kom sê dat hy nie daar welkom was nie. Jakobus en Johannes was op die plek woedend. Wel, uit die aard van die saak sou mens kon dink dat Jesus daar ook ongelukkig was, né? Ek meen, as met my moet gebeur, dan is daar eerste reaksie mos, hoe is dit moontlik? Maar hulle was woedend. En toe het hulle gesê, Here, sê net die woord, dan vra ons God om vuur uit die hemel te stuur, om al hierdie mense te verbrand. Sê net die woord, ons vra God, hy stuur vuur, en ons verbrand al hierdie mense. En Jesus se reaksie was dan iets in die lyn van, maar hoekom wil julle iets so verskrikliks doen? Het hy vir hulle gesê, kom ons gee liewer pad. In 'n ander dorp, 'n ander plek, sal daar wel blyplek wees. Is eintlik 'n gedragsding by Jesus, die seun van God, wat ek dink diep sny, baie dieper as wat ons sommer net op die oog af besef. En dan is die vraag, maar probeer Jesus maar net 'n sekere gedrag uitleef, in die hoop dat hulle dit ook sal optel en dit hulle inspireer? Of is hy eintlik hier besig om te doen wat hy in sy hele bediening baie keer probeer doen het? En dis om mense se onderliggende, fundamentele denkraamwerke te skuif. Onthou die vorige bedeling, en Jesus tree op in die vorige bedeling. Daarmee bedoel ek maar net die bedeling tot met die kruis, opstanding in die Heilige Gees. Daai bedeling tree hy op. En dan is daar die era of die tyd na dit. Maar dit is baie duidelik dat die vorige bedeling het op die ou ende nie gewerk soos wat dit moes nie. En dit sê maar glad nie dat al die Bybelstories en alles was maar nutteloos en ons het niks om te leer. Dis glad nie wat ek dink die Hebreërskrywer sê as hy daaroor praat nie. Al wat hy sê is dit het gewoon net nie gewerk nie. En hier kom 'n nuwe bedeling waar die vorige bedeling baie sterk gehardloop het op regulasie en wette en reëls en beheer, is die nuwe bedeling een van die Gees.
Inteendeel, wanneer Jesus wel met 'n Samaritaanse vrou by die put praat in Johannes 4, ander geleentheid, dan voel sy aan, daar's iets in Jesus wat spesiaal is, en sy sê vir hom, maar jy klink bietjie meer na 'n profeet as enigiets anders, en dan vra sy vir hom, maar waar moet ons aanbid? Want julle Jode sê dat ons moet in Jerusalem aanbid, in die tempel, en ons, die Samaritane, sê dis die berg Gerizim. So waar moet dit wees? En dan sê hy vir haar, mevrou, ja, kom 'n ander tyd, en dis nou. En jy gaan hom nie daar aanbid, jy gaan hom aanbid waar jy is. Jy gaan hom aanbid in gees en waarheid. 'n Verskriklike groot kopskuif as jy wil, ook vir ons. Dat die locus van plek is nie meer so belangrik nie. En dit wat hulle oënskynlik aan vasgehou het, jy weet Jerusalem, die tempel, dit wat binne in die tempel gebeur het, gaan nie meer daar wees nie. Inteendeel, hier kom 'n totaal nuwe bedeling waar mense gaan uitbeweeg die hele wêreld in en hulle gaan God aanbid in gees en waarheid. En die waarheid gaan nie noodwendig, jy weet, vrede bring, die waarheid gaan verdeel. So hier kom 'n wêreld waarin daar baie verdeeldheid gaan wees, eerder as eenheid. En daarom so belangrik vir ons as gelowiges om ons eenheid te behou in denke en in oortuiging. En as ons die hele tyd onder mekaar beklei en mekaar seermaak en ons lewens leef met vergelding en ons wil straf, ons wil namens God straf, ons geniet dit eintlik as die ander kant seer kry, dan beweeg ons eintlik lynreg teenoor waarheen Christus op pad was. En die disippels, daai twee wat saam met hom is, het vanuit daai verwysing, vanuit daai paradigma, het hulle geoperate. Hulle eerste reaksie is terug na die bekende toe. Dis die ou brein wat oorvat en sê, hier is mense wat weerstand bied. Samaritane, hulle so by so, jy weet, nie deel van ons nie. Ons het rede om God se straf of oordeel op hulle toe te laat. Hulle dink nie soos ons nie. So laat God dan hulle verbrand. Laat God hulle met vuur vernietig. Laat God ingryp en hulle pak slaag gee. Want dis wat God gedoen het. In die vorige bedeling was dit God wat altyd, maar namens die mens, namens die volk, namens die kollektief moes ingryp en goed regmaak en beheer uitoefen en pak slaag gee en seën en voorspoed bring. Dit was God. God het in daai interspel tussen straf, sonde, ongehoorsaamheid en dan die volk wat tog God behaag en iets reg doen, daarom God se seën, het God die hele tyd met die mens gestoei en roei. Daarom nie vreemd dat hierdie disippels terugspeel na vir hulle bekende wêreld. Laat God hulle straf, want hy kan. Dis wie hy is. En Jesus probeer die hele tyd vir die ouens sê, hier kom 'n ander bedeling, hier kom iets wat baie anders gaan wees. En hy gebruik lyk vir my hierdie ervarings met die Samaritane, die vrou by die put en nou met hierdie ouens in die dorp. Hy gebruik juis hierdie ervarings om 'n fundamentele punt te maak rondom denke wat moet skuif. En die groot skuif hier is dat die era van kollektief pakslaa gee gaan skuif in Jerusalem by die kruis en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. En dit gaan nie meer die kollektief wees nie, nou gaan dit jy wees. En jy gaan tot die oortuiging kom om God te dien waar jy is, in waarheid en in geloof. En jy gaan gewoon net anders leef. Jy gaan anders doen. So dis nie noodwendig die wat meer nie, dis nou die hoe. En die hoe vir Christus was, ons gaan nie hierdie mense net seermaak omdat ons kan nie. Inteendeel, kom ons stap net weg. Kom ons stap net weg. Ek self het nogal baie uit hierdie teks uitgehaal in my eie lewe, want ek dink weer is daar 'n ander vreemdheid, en dit is dat 'n mens sou dit dan kon lees as, maar daarom moet ons altyd wegstap van potensiële konflik of wegstap van die waarheid of wegstap van, jy weet, die regte optrede. Al sou dit ook beteken ons moet iemand vasvat of ons moet iets regstel. En dis amper 'n stuk passivisme as jy wil.
ek dink nie dit is wat dit is nie. Inteendeel, dit vra baie om in oënskynlike seerkry-situasie, geweldsituasie weg te stap. Dit vra baie om baie keer, wanneer jy sou kon terugbeklei, die ander uitweg te vat. Ek was vir baie, nie so lank nie, maar vir 'n rukkie 'n spesiale magte soldaat en ons het verskriklike goeie opleiding gedoen en een van die goed wat ons moes leer was as dit kom by ontsnapping en ontwyking, met ander woorde jy's die vyand om jou en die vyand het jou nou so half omsingel en jy's in die moeilikheid. Dan was daar 'n drill om daar uit te kom, 'n prosedure as jy wil. En ons het dit oor en oor ingeoefen, jy weet, sodat as dit die dag gebeur dan het jy miskien 'n kans. Maar een van daai beginsels in dit was om te gaan. Om nie die konflik na te jaag nie, om nie te beklei nie. Want die beste ding wat jy nou kan doen is om weg te stap. Die beste ding wat jy kan doen is om weg te stap. En wanneer Christus, as jy disippels wil beklei, wanneer hy vir hulle sê, kom ons stap net weg, dan doen hy die beste ding. En ons niks daarmee verkeerd nie. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Dis presies die punt. Hoekom is hierdie teks so relevant vir die tye waarin ons leef? Omdat daar, ek dink baie gelowiges is wat nog hinker, Christene, dat God sal kom en straf en oordeel en vuur en doodmaak en jy weet, dis die Here se manier van werk. Ek dink nie die Here werk meer so nie. Hy het so gewerk. Ek dink in die 2000 jaar, die bietjie wat ek verstaan na Christus, is dit anders, baie anders. Daar's 'n deernis, daar's iets anders. En dis vir ons belangrik om dit te sien. Die ander rede, of die ander belangrike punt dink ek, is dat as ek sommer net op sosiale media luister na hoe mense reageer op die kragte wat nou uitspeel op die planeet, jy weet, en wie's reg en wie's verkeerd. En mense wil dit amper noem die Europese debakel, die Amerikaanse debakel, dit wat in die ooste gebeur, al hierdie turbulentie en al hierdie goed wat so op ons afgerol kom. En ons Suid-Afrika wat ook hier in die midde van dit vasgevang is. Wat my bietjie pla, maar my eintlik skaam maak, is hoe ons as gelowiges met mekaar omgaan, hoe ons met ons omstandighede omgaan, hoe ons met hierdie wêreld omgaan. As ek Christus reg verstaan, dan sou die kuns wees om van baie van hierdie goed al weg te stap. Hoekom? Want jou gedrag en dit wat jy skryf, dit wat jy sê en dink, word primêr gedryf deur oordeel en veroordeling. En jy wil seermaak. En dis nie wie ons is nie. Dit is nie wie ons is nie. Dit sê nie dat jy nie staan vir die waarheid nie. Dit sê nie jy staan nie vir reg nie, en geregtigheid nie. Maar wanneer jy wil vergeld, wanneer jy wil God speel, dan dink ek, moet jy na jou binnekamer toe gaan en net weer besin oor waarmee jy besig. As 'n teksgedeelte in ek lees nou sommer uit die Nuwe Testament uit Romeine 12 vers 14. Spreek God se seën uit oor diegene wat op julle hakke is om julle te vervolg. Ja, julle het reg gehoor. Spreek God se seën uit oor hulle. Moenie hulle vervloek nie. Wees baie bly saam met hulle wat baie bly is. Huil en treur saam met elkeen wat huil en treur. Wees eensgesind. Maak ruimte vir mekaar in julle gedagtes en in julle harte. Moenie dink julle is beter as ander mense nie. Maak vriende met mense wat nederig is. Moenie dink julle is altyd reg nie. Of dat julle alles weet nie. Wees nederig. Moet nooit slegte dinge terugdoen aan mense wat slegte dinge aan julle gedoen het nie. Leef anders. Dink heel eers aan watter goeie dinge julle kan doen vir ander mense. Gaan doen dit dan. Doen julle uiterste bes om in vrede te leef met ander mense ensovoorts. Ek moet eintlik die hele hoofstuk gaan lees binne konteks. Maar dit is iets van daai rustigheid
dis iets van daai, hierdie is nie jou geveg nie. Daar is 'n God. En hy weet beter. Ek dink jy vermors verskriklik baie van jou lewensenergie met 'n klomp scraps langs die pad, gevegte, wat bitter min te doen het met enerzijds God se bedoeling, maar anderzijds ook met die heil van jou eie lewe. En jy maak jouself moeg en in 'n sekere sin vuisfoos met goed wat nie regtig punte tel nie. En sonder dat jy dit besef, begin ander mense weer hulle geloof amper in jou verloor. En jy maak die wêreld vir hulle half hooploos. Want alles stuur af op konflik, alles stuur af op net te bekleierery. En dan hoop en glo ons dat uit dit uit sal ons bo uitkom. Of sal dit met ons beter gaan, of ons doen die regte ding. 'n stuk passifisme amper, is dit wat dit is? Nee, dit is verseker nie wat dit is nie. Inteendeel, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en goed en sleg is in alle waarskynlikheid 'n gawe en is dalk nie vir almal beskore nie. Maar ek dink wat Jesus vir hulle leer en vir ons leer is die tydsberekening. Is hierdie nou belangrik? Is hierdie nou wat nodig is om dit beter te maak en te laat werk? En dan is die boodskap wat ek hieruit kry, maar baie keer is dit goed om net weg te stap. Gaan net verby. En dit lyk vir my asof God, as ons so wegstap, ek getuig maar net uit my eie lewe uit, as ons so wegstap, asof hy dan op 'n ander manier met sy genade onder jou inkom, en tog vir jou seën, en tog vir jou gee wat jy graag wil hê. Maar daai lê op 'n ander vlak. En dit is waar ons God vertrou met die groter geheel. En onsself nie so veroordeling omgaan met hierdie wêreld. Dis een van die grootste goed in my eie lewe, my persoonlike lewe was vroeër was ek baie meer veroordelend, baie meer judgmental. En ek kon dit regverdig ook. Ek kon dit rasionaliseer, ek kon dit regverdig, maar ek het ook intuïtief geweet, ek is nie waar God my wil hê met baie goed nie. En mettertyd het ek dit tog reg gekry om dit te vervang met, jy weet, onvoorwaardelike liefde. En die vrug van die Gees, wat dan getuig van geduld en 'n stuk nederigheid en 'n stuk kalmte as jy wil, rustigheid, het al hoe meer my besit geword. So in Christus beteken dan vir my wat in hierdie konteks, dat ek met Christus in my en met die krag van die Gees van God in my, dit tog moontlik vind om rustig te raak, om weg te stap, om die regte ding te doen. En deur dit te doen, maak ek hierdie wêreld 'n beter plek. En deur dit te doen is ek besig om God se wil raak te leef in Christus. Sterkte vir die week op hande. Ek sê baie keer so half 'n lese as jy wil wat die ouens baie keer geniet is. Ek sê baie keer vir mense, as ek fasiliteer in besigheid sê ek, jy weet, hierdie ding wat ons nou ontdek het, geleer het, gaan rook dit in jou pyp. En dis 'n ander manier om te sê, hierdie boodskap, laat dit op jou groei. Dink daaroor, praat daaroor, lees daaroor. Met ander woorde, laat God toe om jou in die onderbewuste ook te verander. En toe te laat dat 'n leer wat jou oortuig gemaak het, dat jy is bedoel vir beklei, jy is bedoel vir oordeel, jy is bedoel vir seermaak, dat jy daai leer gaan afbestuur, en dat jy die ander leertjie in jou brein gaan oopmaak, nie een met jou vorentoe vat, die ander een vat jou terug, maar die een met jou vorentoe vat, na meer kalmte, meer rustigheid, meer wegstap, meer geduld, want dis wat dit beteken om in Christus te wees. So baie sterkte en baie seën.